die toekoms geopenbaar in die lig van Gods ewige woord. En ons lese bly steeds en vir altyd, daar staan geskrywe. Hierby leef ons en hierby sterf ons. Die stuk pad wat ons nog moet aflê na daar die horison toe daarvoor, die einde van alles, krimp elke dag kleiner en kleiner. Kom ons bid. Liewe Vader in die hemel, skenk ons u gees in ons lewens, vul ons met u gees, mag ons sy rol in ons lewens reg begryp. Dankie dat hy God is, God by ons. Seën ons in hierdie belangrike studie en gee dat ons nooit teen u gees sal sondig nie. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Die noodsaaklike wedergeboorte uit water word al meer en meer onder Christene aanvaar. Al meer en meer mense laat hulle grootdoop, soos die Bybel immers leer. Hulle besef kinderdoop is 'n vervalsing van God se ware en enigste doop. Weet u, net soos ons geldvervalsing kry, probeer die duiwel ook alles van God in hierdie lewe vervals of namaak. Hy het 'n meesterbrein daarvoor. Selfs Jesus en Jesus se wederkoms gaan voor die einde van die wêreld op 'n bedrieglike wyse vervals word. En vir diegene wat oortuig geraak het van die groot doop en Jesus hierin volg, sal hy ongetwyfeld weer op 'n ander manier wil probeer bedrieg. Ons moet so op ons hoede wees. Jesus sê ons moet gebore word uit water en gees, die gees wat Jesus voor sy hemelvaart aan sy kinders beloof het. Die trooster sou kom, die derde persoon van die Godheid, wat toe Jesus weg is na die hemel, hy by sy disippels sou laat agterbly. Hy is die gees van waarheid. Nou mag 'n mens hier vra, as die Satan alles probeer vervals wat God gemaak het, sal hy nie ook die gees van God probeer vervals nie? Dis 'n baie ernstige vraag hierdie. Derhalwe lees ons in die skrifte hierdie waarskuwing. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. 1 Johannes 4 vers 1. Glo nie elke gees nie, waarsku die Bybel ons. Beproef hulle of hulle uit God is. En hoekom moet ons elke gees op die proef stel? Johannes sê dit vir ons. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hoe bly moet ons nie wees oor die gees van God nie? Hoe bevrees moet ons nie wees vir 'n valse gees nie? Nou vra ons, watter is die gees van God en watter is die valse, die namaaksel? Hoe kan ons dit weet? Daar is net een antwoord, toets hulle, sê die Bybel. Maar hoe? Daar is net een maatstaf en dit is die woord van God. Toets hulle dus aan die Bybel self. Jesus het ons uitdruklik gewaarsku. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my. Hierdie woorde moet herhaal word, want hierdie is van die mees tragiese woorde in die ganse skrif. Hier praat die Here van gelowige Christene wat 'n skouspelagtige ondervinding gehad het in die Here. Een wat hulle diep oortuig het dat hulle die ware bevoorregte kinders van God was. Die Gees het die mees verbuisterende dinge in hulle lewens gedoen en tog, hulle was bedrieg, hulle godsdiens was vals. So sê Jesus. Hulle gees was nie die gees van God nie, maar van die vyand van God. Besef ons die volle implikasies van wat Jesus hier geprofeteer het. As ons sy woorde noukeurig ontleed, vind ons die volgende. Iemand wat duiwels uitdryf in die naam van Jesus, mag dalk die werktuig van die Satan wees. Iemand kan in die naam van Jesus mense gesond bid, en al die tyd ken Jesus hom glad nie. Watter bedrog! Iemand kan vir 10.000 preek en hulle gevoelens opsweep, nogtans kan hy vals wees.
Iemand kan in die naam van Jesus profeteer, en al die tyd is hy 'n valse profeteerder. Kom ons staan net 'n oomblik stil by die gedagte van profeteer. Ons lees in hierdie verband 'n teks in 1 Korintiërs 14, naamlik vers 5, en daar staan geskrywe, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. As profeteer dan vals kan wees volgens Jesus, wat van tale spreek. Doch het herraad dan moet zo dat we bereid zijn met de dan kan er nooit niet keer op zo'n afstand nemen. Wanneer er aan, zou we daar iedereen te gaan besmossen van wat ze dat heel zo. Christene wat geprofeteer het, sê Jesus, ontdek aan die einde van hulle Christelike ondervinding en tot hulle verskriklike ontnugtering, dat het nie deur die Gees van God was wat hulle hierdie wonderdinge gedoen het nie, maar deur 'n valse gees. Hierdie ongelukkige Christene het die onomstootlike bewys gehad dat hulle met die Gees van God gedoop was, en nou ontdek hulle dat hulle bedrieg was. Hulle het nie die Gees van God in hulle lewens gehad nie. Hulle is verlore. O ontsettende gedagte, vir ewig verlore. Hoekom? Kom ons kyk. Geloofsgenesing en duiweluitdrywing en profeteer en talepraat. Hierdie dinge is Bybels. Hulle is gawes van die Heilige Gees. Ja, dit is beslis so. Daarby is apostels en herders en evangeliste ook gawes van dieselfde Gees van God. Maar let nou asseblief op wat die Bybel leer. Daar is ware apostels, maar daar is ook valse apostels. Ons lees, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. 2 Korintiërs 11, verse 13 en 14. Sien u? Valse apostels. Daar is ware leraars, maar daar is ook valse leraars. Ons lees, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. 2 Timoteus 4, verse 3 en 4. Valse leraars by die menigte, sê Paulus. Bedink dit. Valse apostels, valse leraars. Daar is ware profete, maar daar is ook vals profete. Jesus skilder die toestande net voor sy tweede koms vir ons, en hy sê, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei. Matteus 24, vers 11. Valse apostels, valse leraars, valse profete. In Matteus 7, wat ons hierbo gelees het, wys Jesus daarop dat baie duiweluitdrywers, geloofsgenesers en profeteerders vals bevind sal word. Apostels kan vals wees, herders kan vals wees, profete kan vals wees, geloofsgenesers kan vals wees, profeteerders kan vals wees, talepraters kan vals wees. Nou, hoe onderskei ons dan tussen die regte en die valse, vra ons? Hoe onderskei God? Laat ons onthou, daar is 'n gewetenlose bedrieger op ons spoor, en dis die beste dat ons sy bedrog nou agterkom, en nie wanneer dit te laat mag wees nie, en al maak die waarheid ook seer, die waarheid sal ons vrymaak. Liewe vriende, die Satan het 'n meesterbrein. Weet u dat hy baie van geestelike leiers hou, van godsdiens en tekens en wonders, solank as dit net vals is. Dan pas dit so reg in sy kraal, dan kan hy deur hulle die meeste kwaad op aarde aanrig. Wat is die rede dat miljoene gelowiges eendag weggewys gaan word van die poorte van die hemel af? Die rede hiervoor is gewis baie, baie belangrik. En ons dank God dat Jesus vir ons gesê het wat die rede is. Ons lees, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree.
Matteus 7 vers 23. Hier het ons die sleutel tot die tragedie wat tienduisende goeie Christene soos 'n orkaan gaan tref. Hier staan dit vir elke mens om te lees. Jesus sê hier vir ons, as jy die wet van God doelbewus oortree, neem hy jou godsdiens nie aan nie. As jy die wet van God doelbewus oortree en jy bid mense gesond, pas op, daar's 'n groot gevaar, wees gewaarsku. As jy die wet van God doelbewus oortree en jy dryf duiwels uit, pas op. As jy die wet van God oortree en jy profeteer of praat in tale, pas op, jy verkeer in baie groot gevaar. Maar vra u, miljoene mense praat vandag in tale. Dis tog zeer seker die teken, die bewys dat jy met die Heilige Gees gedoop is, dat God jou lewe goedkeur. Baie Christene neem dit so aan, maar vra ons, neem God dit so aan? Kom ons lees die teks waar Paulus oor hierdie saak met ons praat. Hy sê namelijk, die tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. 1 Korintiërs 14 vers 22. Het u hierdie teks al gelees? Het u gedink, tale praat is 'n teken vir die gelowiges dat hulle gedoop is met die Heilige Gees? Die Bybel waarsku ons teen hierdie gedagtegang, dis gevaarlik. Talepraat, sê die Bybel, is nie 'n teken vir die gelowiges nie. Talepraat was een van die besondere gawes met die uitstorting van die Heilige Gees 50 dae na die kruisiging van Jesus. Die ongeleerde disippels van die Here het in tale begin praat. Ongeveer 16 nasies het die disippels in hulle eie tale hoor praat. En wat was die uitwerking hiervan op die ongelowiges? Hulle was verstom en verbuisterd, want hier praat ongeleerde mense skielik Latyns en Grieks en Arabies en Egipties en 'n hele aantal ander moeilike tale wat die disippels nooit tevore by magte was om te praat nie. Die gawe van tale was in die vroeë Christelike kerk 'n teken vir die ongelowiges, nooit vir die gelowiges nie. Die Bybel leer dit vir ons baie uitdruklik. Hierdie gawe was nodig vir die uitbreiding van Gods woord, vir die verkondiging van die evangelieboodskap onder vreemde nasies deur ongeleerde manne. En, liewe medepelgrim na die ewigheid, dit was ook nie die bedoeling van God, dat elke gelowige hierdie gawe sou hê nie. Ons lees, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking, aan 'n ander profesie, aan 'n ander allerhande tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Soos God wil, nie soos ons wil nie. En ons lees in Romeine 12 vers 6 hierdie woorde, en ons besit genadegawes wat verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. En in 1 Korintiërs 12, verse 29 en 30, sê die apostel Paulus, almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale. Die duidelike antwoord op hierdie retoriese vraag is natuurlik nee. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal praat tog nie in tale nie. Die Gees van God gee soos hy wil, en dan met die oog op wat nuttig is. Die gawe self het niks te doen met ons redding en met ons saligheid nie. Jesus gaan ons nie eendag aanneem of verwerp volgens die gawes wat sy Gees aan ons gegee of nie gegee het nie. Wanneer ons egter voor die Here verskyn, sal ons deur die wet van 10 gebooie geoordeel word. Dis duidelik. As die Gees nie aan jou die genadegawe gegee het om mense gesond te maak nie, sal jy nie daardeur verwerp word nie. As die Here nie aan jou die genadegawe gegee het om in ander tale te praat nie, sal jy nie daardeur weggewys word nie. Maar jy sal weggewys word volgens Jesus se uitdruklike waarskuwing aan ons, as jy een van Gods gebooie moedswillig bly oortree. Liewe vriende, daar is nog 'n waarheid in Jesus se woorde verskuil
'n verskriklike waarheid wat betref die wet van God en ons moet dit besef. Hierdie waarheid is naamlik die volgende. As jy willens en wetens die wet van God oortree, soos Jesus sê, is die genadegawe in jou vals en gevaarlik. As jy willens en wetens die 10 gebooie oortree en jy is 'n apostel, is jy 'n vals apostel. As jy willens en wetens die wet oortree en jy profeteer, is jy 'n vals profeet. As jy die wet oortree, is jy 'n vals geloofsgeneeser, al bid jy mense gesond. As jy die wet oortree en jy praat in tale, wat doen jy dan? Jy is bedrieg deur 'n valse gees. Het jy geweet dat die volgende bykans skokkende woorde in die Bybel staan? Kom ons lees dit saam. Daar staan naamlik geskrywe: wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Spreuke 28 vers 9. Miskien as mens so 'n persoon hoor bid, is dit so 'n roerende gebed, dat dit jou trane in die oë laat kom. Maar as die persoon willens en wetens die wet van God ongehoorsaam is, beskou die Here daardie gebed as 'n gruwel, so sê Gods woord, nie ek nie. Omdat ons binnekort voor die regterstoel van God moet verskyn, wil ek u graag vra dat u die volgende teks in u Bybel moet aanstip, en moet dit asseblief nooit vergeet op hierdie gevaarlike, bedrieglike pad wat ons moet loop nie. Die teks is nie moeilik om te onthou nie. Dit staan in 1 Johannes 2 vers 3 en 4. 1 Johannes 2 vers 3 en 4. Kom ons lees dit saam. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Onthou asseblief, 1 Johannes 2 verse 3 en 4. U sal dit nooit vergeet nie, sal u? Die Bybel sê, as ons moedswillig ons rug keer op een van die 10 gebooie van God, is die waarheid nie in ons nie. En wat word die Gees van God genoem? Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Johannes 16 vers 13. Kom ons verstaan die saak nou reg. As ons die gebooie van God nie wil hou, al 10 die gebooie van God nie, is die waarheid nie in ons nie. En as die waarheid nie in ons is nie, sal die Gees van die waarheid dan in ons wees? Sal ons gedoop word met die Gees van die waarheid? Natuurlik nie. As die waarheid nie in ons is nie, hoe kan die Gees van die waarheid dan in ons wees? Daarom, liewe vriende, moet ons so op ons hoede wees vir verleidende geeste. Ek wil u vertel van 'n ondervinding wat ek in Rome gehad het. In ons groep was ek en 'n Pinksterkerk se pastoor baie goeie vriende gewees. Ons het dikwels oor hierdie dinge gepraat wat ons na aan die hart lê. Die aand voordat ons uit Rome vertrek het hy bekommerd gelyk, en toe ek hom hieromtrent vra, het hy vir my gesê, jy weet, ek het vandag 'n groot skok beleef. Ek vra toe wat dit is, wat hom so geskok het. Hy vertel my toe dat hy met 'n Romeinse priester oor tale praat in die Katolieke kerk gepraat het. Dis dieselfde tale praat in die Katolieke kerk as in die Pinksterkerke. Die pastoor vra toe vir die Pinkster of die Katolieke wat met die Gees gedoop word en in tale praat, daarna die Katolieke kerk verlaat. O nee, was die onmiddellike antwoord, dit maak van hulle meer toegewyde Katolieke as ooit tevore. Dit kon die pastoor nie begryp nie. Die Gees van God is dan die Gees van waarheid. Hoe kon hierdie Gees dan die sogenaamde Katolieke begenadigdes dieper in die Katolieke kerk inlei? Die Gees van God het immers vir Calvin en Luther en die ander persone wat geprotesteer het teen Rome se dwaalleringe uit daardie kerk uitgelei. Hoe lei Gods Gees mense nou dieper daardie kerk in? Mag ek u hier iets in liefde sê? Die duidelike skeidslyne tussen waarheid en leuen word deur die charismatiese beweging uitgevee. Die Katolieke kerk het die gebod teen beelde aanbidding uit die wet van God uitgekap, en tog ondervind hulle dieselfde charismatiese verskynsels as die protestante wat glo dis sonde om voor beelde neer te kniel.
En verder, mense ontvang die Gees en praat in tale of hulle groot gedoop en of hulle klein gedoop is. Dit maak hoegenaamd geen saak nie. Daar is geen verskil in hulle ondervinding nie. Die Gees van God keur dus die groot doop en die klein doop goed. Hoe kan Jesus een ding predik en die Heilige Gees die teenoorgestelde? Hoe kan dit wees? Dan is daar nog iets wat ons in die oë moet kyk. Kerke kan wegbreek van mekaar en afsplinter en nuwe kerke vorm. En elke nuwe kerk wat wegbreek ontvang nog dieselfde Gees, praat nog in dieselfde tale. En tog lees ons in die Bybel. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eenstemmig te wees en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie. 1 Korintiërs 1 vers 10. Kan die Gees van God teen die Bybel gaan en skeuringe onder broeders toelaat en goedkeur? Hoe kan dit wees? Dan is die Gees van God mos teen homself verdeeld. En elke huis wat teen homself verdeeld is, moet te gronde gaan. Gedagtig nog aan die ondervinding in Rome, lees ek wat Vader O'Connor skryf in sy boek. Katholieke wat die Pinksterondervinding aangeneem het, vind dit in volle harmonie met hulle oorgelewerde geloof en lewe. Die ondervinding van die Pinksterbeweging neig om die geldigheid en waarheid van ons egte geestelike oorlewering te bevestig. Die Pinksterondervinding in die Katholieke Kerk bevestig dus hulle Maria-aanbidding. Bevestig die onderhouding van net 8 van die 10 gebooie volgens die woord van God. Dit bevestig hulle priesterstelsel wat sondes vergewe, die kinderbesprinkeling, die leer van die vaafvuur, die verering van heiliges, die leerstelling van die onfeilbaarheid van die paus. Dit bevestig die dogma van die Katholieke Kerk dat sy die reg het om diegene wat van haar verskil oor te lewer aan die brandstapel of die folterbank, soos sy in die middeleeue miljoene laat doodmartel het. Is dit die Gees van waarheid wat hier werksaam is? Die charismatiese beweging het 'n dak geword, waaronder almal tuis is. Dit maak nie saak wat jy glo of wat jy bely nie. En steeds brei dit op fenominale wyse uit en word dit toegejuig as die krag van God vir hierdie verskeurde tye. Aan die een kant het ons die wêreldraad van kerke, aan die ander kant die charismatiese beweging, en al twee is bewegings wat ons aan die hand neem en teruglei, waarheen? Rome toe. In sy oorlog teen God het die Satan deur die evolusieteorie en die eerste dag van die week Sabbat God uit sy skepingswerke probeer dryf. Hy gaan self as Christus verskyn. In sy oorlog teen Gods Gees laat hy 'n valse gees uitstroom in wonderwerke en tekens en gesondmaking en duiweluitdrywing en profeteer en tale praat. Wat kan ons anders doen in 'n see van bedrog as om vas te hou aan die woord van God? Duisende oor die hele aarde reik daarna uit en verwerp alles wat nie in harmonie met die heilige boek van God is nie. Hulle sê, die woord van God bo enige ondervinding, hoe ekstaties dit ook mag wees. Miljoene wat steun op 'n emosionele ondervinding in hulle lewens, gaan volgens Jesus se profesie hartverskeurend by die toegesluite poorte uitroep, ons was bedrieg en ons het dit nie geweet nie, ons het gedink ons is gevul met die Heilige Gees. Nou ontdek ons het al die tyd in die Heilige Gees gesondig, wat ons wou lei in al die waarheid van Gods woord, wat ons wou oortuig van sonde, wat die verbreeking van die heilige wet van God is. Hoekom was ons nie geleer dat die onderhouding van Gods wet groter is as tekens en wonders en genesings en talepraat en duiweluitdrywing nie? Liewe mede-pelgrim, hierdie dinge is nie maklik om te sê nie, maar dit moet gesê word, dit is die waarheid van God. En die Heilige Gees is die Gees van waarheid. Hy lei mense na die waarheid toe, soos Jesus die waarheid was. Hy lei ons in die hele waarheid. En wat is waarheid? Die Bybel sê vir ons, Jesus is waarheid. Die woord is waarheid. Gods wet is waarheid. Psalm 119 vers 86 sê, al u gebooie is waarheid. Die Gees van God, die Gees van waarheid, lei ons in hierdie waarheid in. Die psalmdigter sê verder, die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer.
En hy durf selfs verder sê, die wat u wet liefhet, het groot vrede. En vir hulle is daar geen struikelblok nie. Psalm 119 vers 165. Vir hulle sal daar geen struikelblok, geen finale versperring by die poorte van die hemel wees nie. Die poorte sal vir hulle oopstaan. Hierdie is swaar dinge om te sê. Maar ons moet seker maak dat die poorte van die Godstad vir ons oop gaan wees wanneer ons daar kom. O, mag die Gees van God vir u en vir my in die volle waarheid van sy woord lei. Ons bid saam. Heilige Gees, kom woon in my. Hemelse duif daal neer op my, soos op Jesus lank gelede op die Jordaanse wal. Heer, in swakheid vol gebreke, kniel ek hier in diep berou. Laat u Gees my hart vernuwe, vul met liefde, vul my nou. Amen.